Nou ja, dit het uiteindelik gebeur. Die FSA stel sy vereistes aan Suid-Afrika. Die volgende boodskap is vandag ontvang. The White House has set out 4 preconditions for the normalization of bilateral relations between the United States and South Africa. Basies wat dit beteken, as die FSA en Suid-Afrika se verhouding gaan verbeter, dan moet Suid-Afrika die volgende 4 vereistes nakom. Nou wat is hierdie 4 vereistes? Wel, ons kop af met 'n baie belangrike een wat ons binne die Withuis gesien het toe president Cyril Ramaphosa en sy afvaardiging met die presidentsie van Amerika gaan gesels het. Heel eerste, farm attacks and farm murders should be classified as priority crimes. Interessant dat hierdie van Amerika afkom. Amerika wat die beveiliging van boere in Suid-Afrika as hulle prioriteit vereiste stel. Nou interessant genoeg is hierdie iets wat al reeds deur ons minister van Landbou, John Steenhuisen, aangespreek is in Amerika. John Steenhuisen het in die Withuis gesê dat hulle sterk druk van die DA se kant af en van sy ministersposisie af om plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika te maak. It is something that I'm particularly exercised with my colleagues at police and my colleagues in the justice cluster to start making farm attacks and stock theft a priority crime. Nou, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen net om te kyk wat is prioriteitsmisdade in Suid-Afrika en hier is 'n lys. Organized crime and criminal syndicates. Serious corruption and economic crime. Money laundering and terrorist financing, cybercrime, firearms offences, vehicle-related violent crime, violent contact crimes. Nou kom is plaasmoorde en plaasaanvalle nog nie 'n prioriteitsmisdaad nie. Wel, aan die een kant hoor ons dat dit op 'n te klein skaal gebeur. Daar gaan nog nie genoeg mense op plase dood of daar word nog nie genoeg mense aangeval dat 'n prioriteitsmisdaad behoort verklaar te word nie. En dan wonder mense ook, waarom is dit so moeilik om plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad te klassifiseer? As die minister van Landbou in die Withuis gesê het dat hulle hard druk om dit reg te kry. Wie is aan die teenkant? Waarom word dit so teengestaan? Waarom is dit so moeilik om aandag te werp op bloeddorstige, gewelddadige aanvalle op ons mense op plase? Waarom is dit so moeilik om dit aan te spreek? Tweede vereiste wat gestel is aan Suid-Afrika vanaf die Withuis. The ANC publicly distances itself and condemns the singing of Kill the Boer and Kill the Farmer. Sluit aan by die eerste een. Hier het ons 'n regering van nasionale eenheid, waar ons president in die Withuis gesit het en gesê die ANC stem glad nie saam wat gesing word met Kill the Boer nie. Dit is nie iets wat hulle aanvaar nie, inteendeel dit is iets wat hulle in die verlede al verskeie kere denounce het. We are completely opposed to that. Sodra hulle hier geland het, terug uit Amerika, was daar baie duidelik vir die media gesê dat dit nie die ANC se plek is om enige uitlatings oor hierdie liedjie te maak nie. Dit lê in die hof se hande. You know, that slogan, kill the boer, kill the farmer, is a liberation chant and slogan. Nou sê die Withuis, die ANC as een van die regerende partye van Suid-Afrika moet in die publiek sê dat daardie liedjie nie reg is nie, dat hulle nie daarmee saamstem nie. Was eenvoudig net nie die waarheid toe hulle in die Withuis gesê het dat hulle dit voorheen al denounce het nie. Punt nommer 3. Expropriation of any property only takes place subject to fair compensation and only after all legal processes have been exhausted. Nou, ons het gehoor hoe hulle by die NAVO-vergaderings en gesprekke na Iran en Israel verwys as die 2 stoute kinders waar Papa Trump net ewe skielik moet kom ingryp. Hierdie is vir my amper soortgelyk, waar Amerika vir Suid-Afrika sê, nee, jy gaan nie die ander maatjies goed vat sonder om hom te vergoed nie. Nee, as die ander maatjie nie sy goed vir jou wil gee nie, dan het jy nie 'n reg om dit sommer net by hom af te neem nie. Ek bedoel, dit is totaal absurd om te dink dat grondeiendom, enigiets wat jou besit is, deur die regering weggeneem kan word. En nou hoor ek wat mense sê, ja, maar as daar genoeg redes is daarvoor, of dit moet deur die regte prosesse gaan, dit moet wettig geskied. Die punt van die saak is, jy plaas die mag in die regering se hande om jou van jou eie eiendom te ontneem. Maak nie saak watter eiendom dit is nie. Jy plaas daardie tipe vertroue, daardie tipe mag in 'n sentralistiese regering om self te kan besluit wie van wat ontneem word. Punt nommer 4. American companies be exempted from black economic empowerment. Dit is een van die vereistes wat hulle aan Suid-Afrika stel om hierdie verhouding te herstel. Amerikaanse besighede is nie onderhewig aan swart bemagtigingswette nie. Nou, waarom spesifiek Amerikaanse besighede? Waarom is dit nie 'n vereiste dat swart bemagtigingswette reg deur Suid-Afrika geskraap word nie? Want Amerika kyk uit vir sy eie mense eerste.
Dit is tog logies. Amerika wil tog handel dryf in Suid-Afrika. Daar is tog Amerikaanse besighede wat hier wil open of hier wil opereer. Daar is tog mense van oorsee wat in Suid-Afrika wil belê. Amerika is nie verantwoordelik vir elke ander land in die wêreld nie en is ook nie verantwoordelik vir Suid-Afrika nie. Amerika is in die eerste plek verantwoordelik vir Amerika. En daarom sê hulle hier, American companies be exempted from black economic empowerment. En hieruit is 'n les wat ons moet leer. Eintlik 2 lesse. In die eerste plek, besef dat Amerika altyd Amerika se belange eerste op die hart gaan dra. En dit is ook reg so. Elkeen moet vir homself uitkyk. Dit is lekker en ons het groot waardering wanneer daar druk uitgeoefen word op die Suid-Afrikaanse regering om dinge in ons land te verbeter. En ons is dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar vir president Donald Trump en ons is dankbaar vir die Withuis wat Afrikaners by die naam noem en vir ons 'n uitweg gee en vir ons probeer help. Maar besef dat Amerika se verantwoordelikheid lê altyd by sy eie mense eerste. Dis die eerste les. Tweede les wat ons leer, is presies dit wat Amerika besig is om te doen. As Amerika na Amerikaners eerste omsien, dan moet Afrikaners na Afrikaners eerste omsien. Dit is dus ons verantwoordelikheid om na ons mense om te sien, om vir ons eie tuiste te bou. Wanneer Amerika sê, hulle besighede wil nie meer onderhewig wees aan swart bemagtiging nie, dan moet ons eie instellings bou wat ook nie onderhewig is aan swart bemagtiging nie. Ons moet onsself afvra, wat is die strategie om na ons mense eerste om te sien? Ons self vra, waar is ons mense? Ons mense is wyd verspreid, nie net oor Suid-Afrika nie, maar oor die wêreld. Hulle sê 'n 3-dubbele tou kan nie maklik breek nie, maar daarvoor moet die tou bymekaar wees. Afrikaners het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid om na hulle eie mense om te sien. Ons het die gawes en ons het die vermoë om dit te kan doen. Ons moet self ook ons vereistes stel, ja, maar ons moenie staat maak op lande van buite, of miskien selfs nie eers van ons eie regering verwag om na ons belange om te sien nie. En waarom sal ons? Waarom sal jy afhanklik wil wees van enige ander land? Ons soek onafhanklikheid en ons sal dit van die grond af opbou. In kort, hier is die 4 vereistes wat Amerika aan Suid-Afrika gestel het. Plaasmoorde moet as prioriteitsmisdaad geklassifiseer word. Die ANC moet sê dat kill the boer en kill the farmer nie reg is in Suid-Afrika nie. Onteiening van enige tipe eiendom sonder vergoeding behoort onwettig te wees en Amerikaanse maatskappye moet nie onderhewig aan swart bemagtigingsinisiatiewe wees nie. Kom ons hou hierdie situasie dop en wees op die uitkyk vir geleenthede, maar kom ons neem ook inisiatief en bou ons eie tuiste self.